soos jy kon glo, daar was een groep gewees wat iets soos 400 treine uit opgeblaas het. En die manne wat geloop het na die aanslag. Dit was meer as wat die twee taktiese lugmag kon doen. Ja. Wat interessant was, is die logistiek na kyk, om 'n Duitse panserdivisie van daai jare te beweeg, het jy 365 treine nodig gehad. Ja, dis baie. Dis ontsettend baie. En so jy moet besef die logistiek hier agter is baie groot. Elke trein wat jy kan gaan ontwrig en wat jy kan gaan stop of iets aan doen. En hy kom nie daaraan in sy sequence nie. In ander woorde, nou is daar sekere dele was nou weg, of hier is nou iets wat nie hier moet wees nie. Dit verontruk die vyand geweldig. Ja, ja. En ek is baie bly dit ons verduidelik van die hoe julle dit oorkom het, want ek weet hulle het daai 2 trokke voor die lokomotief begin sit. En ek weet julle het 'n ander manier gekry waarvan jy nou verduidelik het. Okay, thanks man, dit was nou my enigste. Ja, ek wil net sê ons was Ekskuus Koos? Nee, ek nou het ek gedink het aan die vliegtuig wat afgeskiet is. Ek onthou daar was 'n rukkie terug in Spesmag, jy hoef nie te praat daaroor as jy nie wil. Was daar so 'n omloop van 'n brief of 'n ding, hy het 'n brief geskryf of iets amper so 'n gedig, waar hy gepraat het van hoe hulle by 'n sekere rivier aangekom het. En toe het hulle 'n klomp vliegtuie daar geambush. Ek weet nie of daar was. Ja, ek gaan nou amper iets soortgelyks vertel. Ek wil net gou sê, daai span van ons wat so lank ontplooi het, was 6-man span. Was myself, Chris Greiling, die spanleier, Kerry Jaffe, Johnny Tukavaya, hy was die tolk, want hy het vlot Portugees gepraat. Hans Meiberg was die mediese dokter, maar hy het ook die keuring by ons gedoen. Ek was dan na die springstof ou, en dan was daar so 'n lang, jong ouetjie, hy was die radio-operateur. Ja, so dat ons spesifiek kies. Inteendeel het ons wat interessant was, hulle het gekyk na watter ouens is nie getroud nie, en watter ouens is nie eintlik in 'n verhouding nie. Weet nie, hulle het myne seker gemis, maar ek was toe in 'n verhouding. En jy het gevolunteer vir die operasie. So dat jy gevra, sien jy kans vir 3 maande? Natuurlik. Ek het nie vir een oomblik gedink ek sal nie wil gaan. Ja, so dit is basies daai operasie. Dan 'n tweede operasie wat ons gedoen het, het ons met 3 Unimogs ontplooi. Die een het 'n twin 12,7 opgehad. Die een het 'n 14,5. Dis 'n presies alweer alwees in ek lag alweer wapens. De 81 mortier opgehad. En ons was 3 ouens per voertuig. So ons was 9 ouens in totaal. En ons het saam met UNITA beweeg. En ons na die teikengebied kom, hoe langer het al uitgereik. En toe het ons eenvoudig besluit, that's it, ons los hulle agter. En
op ons eie. En die doel was om vliegtuie af te skiet. Ons het 4 SAM 7's gehad. Want wat interessant was, hy werk met 'n battery wat die turbo draai, of die, weet nie, daai oog wat nou alles soek. Daai battery is deur die boere gemaak. Ons lyk vir my waar ons die SAM 7's gekry het, kon ons nie die battery saam gekry het nie. So hoe hulle dit gemaak het, maar dit het gewerk. En ek weet ons was op pad na 'n rivier toe. Toe hoor ons die Antonov. Nou hulle het die rivier gebruik as navigasieroute. En ons was toe net te laat vir daai eerste een en hy is toe verby. En ons het nog nader na die rivier toe beweeg en die volgende toe hoor ons hier kom die Antonov weer terug. En ons het gestop en Tommy het die eerste SAM 7 geactiveer en toe die vliegtuig net so klein is met hom. Wat jy doen, jy trek die sneller in en daai missiel gaan as hy gelok het. So jy moet dan die sneller inhou en hy begin so hardloop, so whine geluid. En die volgende toe vlieg hy missiel daar uit die pyp uit en ons sien hy val, ons is toe naby die rivier. Ons sien dit daar gat hy. Net so bo kan die boomtop op hoogte verby. En die volgende toe skiet hy op, reguit op, met so 'n rookwolk agter hom en toe verdwyn hy. Volgende toe sien ons 'n vlam op die vliegtuig, op die engine. En toe hoor ons die geluid. En hy het nog so rukkie gevlieg, toe draai hy om, toe kom hy terug. En ironies amper presies waar ons is, kom hy toe terug. En hy maak toe 'n noodlanding, maar hy het sulke bome uitgehaal. En die neus het omtrent by die rivier gaan stop. Maar dit was 'n baie breë rivier. Ek dink dit was seker amper 1 kilo van waar die wrak geval het en waar gesit het. En wat ons toe nou nie weet nie, aan die ander kant van die rivier, is daar ook 'n span van ons. Ook met SAM 7's. En hulle sê toe, hulle sit toe nog so en kyk en die volgende om te sien net hier trek 'n wolkie van die ander kant van die rivier af. Hulle het ook nie geweet ons is daar nie. Ek dink dit het maar gegaan oor sekuriteit. So as een span gepromoveer word of gevang word, kan hy nie die ander span ook weggee nie. So ons is totaal afhanklik van mekaar gewerk. Hulle toe nou hoor ons agterna James tyd gewas aan beheer. Hulle daai vliegtuig toe aangehaal. Die ouens het uitgeklim, bodies uitgedra en toe die vlamme probeer. Toe val James hulle aan, maar daar was nie baie ouens en 'n paar Unitas. Van die ouens het weggehardloop. Wat hulle eerste gedoen het, hulle het die MPLA kamouflering aangehad en hulle was pikswart gesmeer. So hulle het hulle AK's gesling oor hulle skouer en na die vliegtuig toe gestap asof hulle die ouens gaan help. En hulle daai taktiek het baie goed gewerk en want uit die vliegtuig kom die pilot. Hy was 'n Rus. Die onboard, wat noem jy hom? Ingenieur. Ja, hy en die co-pilot. Hulle het dus maar uitgekom en direk na James hulle toe gestap. En natuurlik die ander soldate het ook uitgekom en die volgende toe maak James hulle ook. Die pilot en die onboard ingenieur het plat geval. Die co-pilot het rivier toe gehardloop
ingespring en ek dink 'n krokodil het hom gegryp. Daar was massiewe krokodille. En het hulle geskiet en die ander res het weggehardloop. Hulle het nou daai 2 gevang en onmiddellik onttrek. En toe begin daar 'n interessante toutrekkery tussen wie moet daai 2 russe vat. Die boere of UNITA. En dan loop hulle en dan kry hulle berig, nee, okay, dit UNITA moet hulle vat. Dan kry hulle weer die berig, nee, die boere moet hulle vat. So gaan hulle op en af. En tussen aan die ander kant, te stel ons mortier presies op die wrak in wat aan die ander kant lê. En want ons verwag toe hier gaan iets kom. En hulle die hoofkantoor laat weet ons toe ook, hulle gaan search and rescue spanne stuur. En ek skat seker die volgende dag al. Toe kom daar, as ek reg onthou, 3 MI8 Hind helikopters. En dis toe die eerste keer dat ek een van naby af sien. Hy lyk indrukwekkend. Hy het hierdie, ek dink hy het 'n 14.5 mm kanon in sy neus en dan het hy hierdie rockets onder die vlerke. So hulle is swaar gewapen. En hulle het ver aan die kant die wrak gevlieg en toe draai hulle om. Toe kom hulle aan ons kant van die rivier oor. Nou, hy het 'n interessante dreuning, hy klink soos 'n vliegtuig. Hy het nie daai klap geluid van die blades nie. En toe hulle mooi in lyn is met ons, toe maak ons oop. En ek weet, ek het die Twin 12,7 hanteer en die een chopper het gedraai en ek het van agteraf die routerblade, sy stertrouter raak geskiet. En hy het onmiddellik geval, hy het net so bo kan die water gebeur. En die ander een, die derde een het verdwyn en daai ene gaan land toe omtrent by die wrak, daai een wat ons raak geskiet het. En die tweede ene, wat ons, lyk nou ons het hom gemis, hy gaan land toe reg langs daai een. En toe begin hulle ouens oordra. En toe maak ons oop met die 81 mm mortiere. Die eerste bom of 2 het binne in die rivier geval, maar ons was mooi in lyn, maar die dode grond van die rivier het ons die afstand heeltemal onderskat, so dit was baie verder. Tot ons later nog 'n lading met bysit en ek skat hier by die 4de bom. En letterlik, ek kan nie glo wat gebeur nie. Hulle styg op met die ander chopper en toe hy net so in die lug is, toe val daai mortier by hom. Toe kom hy ook af. Toe is daar nou die wrak van die Antonov en 2 MI8's is aan die ander kant. En ons celebrate en sit daar nou, ons sit, ons onttrek toe net so klein eentjie, ek kan dit het gereën, en ons het grondseile bo die Unimog gesit. En ons het so gesit en die volgende hoor ons dreuning, want dit is 'n ander tipe dreuning hierdie. En ons loer so deur die takke, toe is dit BRDM's. Nou, hy is amfibies. Toe stuur hulle BRDM's, wat ons nie geweet het nie. Ons was nie baie ver van Quito af nie. Ons het dit nooit geweet nie. So daar is 'n massiewe groot basis daar. So buiten die helikopters het hulle troepe en troepedraers gestuur voor die tyd wat vooruit gegaan het en hulle was aan die ander kant. En natuurlik hulle kon sien en hoor waarvan skiet ons. En toe stuur hulle hierdie BRDM's oor die rivier. En ek dink ons het daar weggejaag, een van ons seile hang nou nog daar. En ons het in 'n Umaramba ingejaag. En ek het links gekyk en toe ek links kyk, toe ry daar 'n BRDM parallel met ons. Maar sy lyk boos toe. So hy kon nie ons aan die kant van hom sien, maar redelike afstand weg van hom af. En hy het ook 'n 14.5 stabiele kanon of lugafweer wat hulle maar vir enigiets gebruik het. En ja, hy sou ons totaal uitgewis het. En natuurlik dis 'n panservoertuig. En ons het toe nou heeltemal suid gejaag en ons het hulle verloor. Maar toe soek hulle daai hele, toe hoor ons daar kom nou alrande dreuning. Hulle het seker nog helikopters gestuur.
en nog troepedraers om daai area te gaan deursoek waar ons en toe kom hulle agter maar dit wat ons doen is baie effektief. Voor dit het nog 'n span van ons ook 'n Antonov afgeskiet. Toe besluit hulle copycat daai twee spanne. Presies dieselfde berei hulle toe voor in Rundu en hulle soek toe nou 'n plek waar hulle oor die rivier kan gaan, waar die rivier op sy laagste is en hoe toevallig, my pa vertel my toe lank daarna, hy het eendag daar in die besproeiingslande gestaan, uitgeboek teen die Kwandu Kabangu, was dit die Kunene? Nee, dis die Kunene. Dink is die Kunene. Of die Kavango, sorry, is die Kavango rivier. Kunene was verder wes. Toe sê hier land 'n Alouet en hier klim 'n ou uit met 'n berei wat nes myne lyk, so maroon berei. Toe sit Kolonel Bespier. En Kolonel Bespier het toe na my pa toe gestap en gesê, "Middag oom, ek's Andre Bespier." En hy vertel, my pa sê toe, "Maar my seun dra dieselfde berei." Eventueel toe kom hulle agter. Kom Andre Bespier agter en hy praat van my. Toe sê nie om ons soek 'n plek waar ons oor 4 dae oor die rivier wil kom. Dis dit nou op my pa se plaas. En dit was nou sy hoogtepunt toe hulle het vir hom gesê hulle kom daai aand en daai tyd. En toe gaan hulle daaroor en toe ontplooi hulle nou dieper in en toe onttrek hulle ons uit, ja. Dit was 'n baie suksesvolle operasie. Ek vermoed daar is agterna nog Antonovs afgeskiet, maar toe het hulle al hoër en hoër gevlieg. Wat beteken die Sam lok nie meer, hy tel nie genoeg hitte op van die motore nie, dan lok hy nie. So hy sal net bly so whine geluid maak en dan hou hy op. Ja, so dit was ook die laastes wat hulle die riviere as navigasie gebruik het. As ek maar vra, wat het gebeur met daai twee, met die Veenier en die ander ouetjie, die Russe wat James Labeet gekry het? Ek weet nie, ek dink hulle het op die einde hulle toe uitgery vir 'n klomp Unitas. Maar ek dink 'n hele klomp Unitas vir die pilot en vir die onboard engineer. Ja, dit ons onttrek en wat nou lekker was, nie ek het teruggekom. Gewoonlik wat gebeur, hulle sê vir my, ons is mos nou hier in Rundu, bly agter en gaan sommer direk na jou familie toe, nou vat 'n voertuig met deur. Maar nou hierdie keer wou ek nou eers teruggaan, want toe het ek daarom nou al meer as 3 maande laas vir myself gesien. En ek onthou toe ons terugkom, het ons daar so afskorting waar ons moes ingaan na gee na toerusting terug en dan weet daar was hekke wat almal uitgehou het en ons het aan die ander kant beweeg. Maar die hek het nie van myself uitgehou nie. Sy het daai hek oopgeruk, gestorm tot daar bo my gespring en my gehak. Jy weet, dit was lang, dit was 'n baie lang ontplooi. Die langste wat ek ooit gedoen het, ja. So dit is nou daai gedeelte, ek dink nou wat die een ek volgende kan doen. Ek wonder of ek die maritieme een moet doen. Ek dink ons moet hom doen. Wat sal 'n ontplooiing, tipe ontplooiing weer met straaikraas, 2 straaikraas. Toe was ons toerusting nou baie meer gevorderd. Die 4VR het al die Barracudas gehad. Nou die Barracuda was 'n redelike langerige boot, ek skat seker so 20 voet, ek mag heeltemal verkeerd wees. En dan het hy 2 Yamaha 150's op, so hy's baie kragtig. En dan in die lengte van die boot 2 rye bankies, dis waar ons gesit het, tussen ons was die rugsakke. Nou die doel van hierdie ontplooiing was weer eens om die ontplooiing van Russiese toerusting oos
Kwitu se kant toe te stop. En hulle het 'n roete gehad hardloop met oor die Geraldbrug. En ek weet nie wat die dorp daarna is nie, maar dit was 'n hawe dorp. So ons opdrag was om die 2 brûe daar wat basies die hooftoevoerroete was vir die Russe en vir MPLA om hulle die brûe te gaan oplaas. En ons het ontplooi met 4 Barracudas, 2 per straaikraf. Ja, weer die drill. Hierdie keer dink ek het ons ontplooi in die internasionale waters. Met ander woorde, ver diep in. Of dalk 'n bietjie nader na die kus, was geweldig swaar gelaai. Elke ou het so gemiddeld $30-35. Ek weet my totale gewig wat ek gedra het was swaarder as my eie gewig. En ek het daai 72 kg geweg. Ek het amper by die 80 kg gedra. Maar ek het ekstra meganismes gedra. En toe ons naby die teikengebied kom, dan sit weer hulle drills, hulle maak al die lyke toe met sulke doppe. En dan is dit dark and ship. En dan sit hulle daai rooi lig aan. So dat as jy uitklim, dan is jou oë gewoond aan die donker. En dan wat eers gebeur, hulle laai die 2 terwyl die straaikraf beweeg, laai hulle met hyskrane die Barracudas af en dan kom hulle aan die kante van die straaikraf. En ek onthou die see was rof. Letterlik jouself met time, dan is die Barracuda daaronder en dan as die 2 na mekaar toe kom, dan spring jy oor. En ek weet een van die Barracudas, die
18 voete, was so swaar gelaai dat hy begin water skep het. So hy moes heeltyd bly beweeg, terwyl ons nou wag vir die ander 4. En toe het ons ontplooi, 'n redelike rowwe landing. Jou rugsak lê dan nou tussen die 2 rye, en dan het ons, wanneer hulle die beach landing doen, het ons rugsakke eers uitgedra, anders kry jy nie die boot omgedraai nie. Ons is die boot omgedraai, ingestoot, en dan het die ouens diepsee toe gegaan. Natuurlik, daardie was jy nou al sopnat. En toe kom ons agter, en gelukkig vir 2 items wat ons saamgevat het, dus 2 toulere. Sonder daai 2 toulere was die operasie mislukking. Want ons moes teen 'n baie styl sandsteen heuwel uitklim. En soos wat jy klim, gly jy eenvoudig net af met daai geweldige swaar sak. En toe het ons nou 2 ouens opgestuur sonder toerusting, sonder wapen, en hulle het die touleer tot bo gevat en het bo geanker. En so het ons uitgeklim. Al die ouens tot almal bo is. Ek nou een van 'n merwe uit 'n ou opgetrek en 'n stuk van sy rugwervel het gesplit. So hy het geweldig swaar geloop. Ek onthou as hy loop, want hy so hier aan my rugsak gehang, want dit was geweldige pyn. Ons het gestap. Ek dink ons was 11 uur, 12 uur het ons begin loop na die teiken toe. En toe het ons opgesplit, ons het die groter brug gehad, en die ander ouens het die lae waterbrug gehad. En toe ons nou by die brug kom, toe kom ons agter, die verkenning was nie heeltemal korrek nie. Ons het voorberei om al die ladings te koppel met 1 kringloop. Dus daar baie sterk stroom rivier in die middel van die brug. En gelukkig, ek het extra mechanismes saamgevat. En toe gebruik ons vir die eerste keer iets wat ons nooit voorheen gebruik het. Hulle noem dit Nunel. Die ouens kommersiële sprangstof. Ons het altyd Cortex gebruik om jou ladings gelyktydig te laat afgaan. En die nadeel met Cortex, en veral daar jy's tussen die takke deur, jy's deur die bome en die bosse en klippe, waar hy net bietjie van 'n kinkel maak, sny af, omdat hy daai geweldige hoë spoed hardloop van per 2000 meter per sekonde. Dan as jy hom net 'n bietjie gekink het, sny jy daar af en daai lading gaan nie af nie. So die Nunel het perfek gewerk. Jy kan hom om die bos vat, om die bos draai en dit was eintlik net 'n pypie. Dit lyk so 'n strooitjie net baie dunner, en dan aan die binnekant van daai pypie is dan nou die lading wat dan deurgaan tot by die booster en die slagtopie. Nou ek het 4 tydmeganismes saamgevat. Ons het wat Dr. Joint vir ons gemaak het, is 'n gom. En blykbaar die gom ontstaan gehad uit die sitplekke waar die buffels gebou is. Dit was so 'n dik rubber. Hierdie gom het so ontstaan uit dit. Jy het 2 sulke swart bordeltjies, dan vat jy jou plank wat 2 hakke kan het, dan meng jy die 2 op die plank en dan druk jy hom teen die pilaar vas en letterlik 'n minuut, dan kan jy daai plank hang. Hy dra enige gewig en dan het ons lading op hierdie plankie gehaak. En ja, toe het ek nou die kringlope gesplit as gevolg van hierdie waterstroom aan die binnekant. En toe loop ons 'n ander roete terug. Wel, heel wat ligter, heel wat vinniger. En kom ons op die straat, dit seker so 3:30. Toe ons 'n bietjie agter. Ek dink planning was 3:15, wou hulle moet ons al weg wees van die kus af, op pad na die straatkraas toe.